Goeiemôre graad 9's. Welkom by Wiskunde maklik verstaan. In vandag se video gaan ek met julle deel oor die getallestelsel en ons gaan kyk na al die eienskappe van getalle. Ons kry verskillende getalle, so kom ons kyk bietjie na die getalle se eienskappe. Die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is natuurlike getalle. Soos julle sal sien, sy simbool is 'n N. En as julle aan hierdie kant kyk, sal julle sien dat ek het 'n O en 'n E voor hom geskryf wat vir my die woord one gee. So dit herinner my of dit kan my help om te onthou dat al my natuurlike getalle begin by die getal 1. En dan wat mens ook kan help daarmee is dat dit is positiewe getalle. So as julle hierso sien die versameling van natuurlike getalle, dis alles positiewe getalle wat begin by 1, 2, 3, 4, 5 en dit gaan aan. En onthou, natuurlike getalle se simbool is 'n N. Dan 'n ander enetjie wat ons nou kyk is telgetalle. Nou die eienskappe van telgetalle deel met ons, daar is ook positiewe getalle as jy in hierdie blokkie kyk of in hierdie hakkie kyk. Maar sy simbool is 'n N met 'n 0. Nou daardie 0 kan klaar vir ons sê dat dit is my natuurlike getalle, maar 0 is ingesluit. So die eienskappe van telgetalle sê dan nou vir my 0 is ingesluit. So ek tel van 0 1, 2, 3, 4, 5 en ek gaan aan. So die eienskappe van telgetalle, 0 is ingesluit, maar natuurlike getalle ook. Okay, en as julle ook kan sien, dis positiewe getalle, daar is niks negatiewe getalle nie. Die volgende enetjie wat ons nou gaan kyk is heelgetalle. Nou heelgetalle se simbool is 'n Z. As julle hierdie kant kyk, sal julle sien, ek het 'n pyltjie daar en 'n pyltjie daar gesit met 'n 0 in die middel, wat mens help om te onthou dat heelgetalle is al my getalle links en al my getalle regs van die getal 0. So dit wil sê al my negatiewe getalle saam met 0 en al my positiewe getalle gee dan nou vir my heelgetalle. As ons verder kyk na die volgende enetjie, is dit rasionele getalle. Nou kom ons kyk bietjie na die eienskappe. Wat is rasionele getalle? Rasionele getalle is getalle wat as 'n breek geskryf kan word, waar die noemer nie 0 is nie. So ek gaan net nou vir julle wys, ek kan sommer vir julle nou wys, die noemer is die onderste enetjie. So onthou, hy mag nie 0 wees nie. En rasionele getalle sluit in alle breuke waar die noemer en teller heelgetalle is. Maar weer eens, die noemer is nie 0 nie. Hy het 'n stoppunt, so hy eindig, hy stop, hy gaan nie aan tot forever nie. Dan kry mens ook, 'n rasionele getal is repeterend. Hy het herhalende desimale. Kom ons kyk bietjie na hierdie voorbeeld. 0,171717. En as ons kan sien, gaan ons daar vir hom 'n kolletjie sit wat ons gaan wys, hy's repeterend, so 17 hou aan, Goed, rasionele getalle, nog iets van hom is, sy simbool is 'n kie. Wat 'n mens kan help, is dat 'n kie is rond, so dit beteken dis my heelgetalle, maar dis breuke. Nou kom ek verduidelik vir julle wat ek daarmee bedoel. Dit beteken dat 'n rasionele getal is breuke, maar my teller en my noemer moet beide heelgetalle wees. En 0 kan nie my noemer wees nie. Alright, so dis die eienskappe van 'n rasionele getal, dis breuke, maar my teller en my noemer moet beide heelgetalle wees. Goed, as ons kyk na die volgende enetjie, of nee, weet julle wat, ek gaan vir julle nog 'n voorbeeld gee, want hierdie is nog 'n interessante enetjie. Die getal 3, kom ons kyk bietjie na hom. As ek na die getal 3 kyk, gaan ek sê hy's 'n natuurlike getal, goed. Ek gaan sê hy's 'n telgetal, yes, dis nog reg. En ek gaan sê hy's 'n heelgetal, want hy's 'n positiewe getal, maar weet julle wat, hy's ook 'n rasionele getal. En hoekom sê ek so? Want as mens hierso kyk, as mens die 3 in 'n breek sou skryf, dan gaan ek hom 3 op 1 skryf. En dit sê klaar vir my, rasionele getalle is breuke. So, die getal 3 kan ek as 'n breek skryf. So, hy is ook onder die rasionele. Onthou hierdie julle. Dan het ons ook irrasionele getalle. Nou, irrasionele getalle se simbool lyk baie soos rasionele sinne, maar hy het so 'n streepietjie hierbo. So julle onthou, as julle hierdie sien, daai streepietjie bo sê vir my dat daai getalle het nie 'n stoppunt nie. Dit beteken daai getalle gaan aan en aan en aan. Hulle stop glad nie. Okay.
dit is ook, mens kan ook sê hy is breuke, dit is 'n heelgetal bo en 'n heelgetal onder, maar daai getalle gaan nie stop nie. Getalle kan nie as 'n gewone breek geskryf word nie. Nou 'n gewone breek noem mens ook 'n egte breek. En dit beteken dat my teller is kleiner as my noemer. Alright, dit beteken 1 op 3. Waar my teller is kleiner as my noemer. So julle moet onthou dat 'n gewone irrasionele kan nie as 'n gewone breek geskryf word nie. So jy gaan hom sê nou maar skryf as 4 op 2. Okay. Of kom ons kyk bietjie 17 op 4. As mens 17 op 4 gaan uitwerk, dan gaan jy dit kan sê is 'n irrasionele getal. Okay. Dan het hierdie getalle nie 'n stoppunt nie. Hy eindig nie. Ek het met julle gedeel, hy gaan aan. Hy is ook nie repeterend nie. As ons kyk na hierdie voorbeeld, 0,1718111, hy stop nie. sien julle daai kolletjies daar? Hy gaan aan. So onthou dat irrasionele getalle kan ook, hy kan nie as 'n breek, 'n gewone breek geskryf word nie. Ons skryf hom gewoonlik as 'n onegte breek, wat beteken my teller is groter as my noemer. Dan nog voorbeelde van irrasionele getalle is vierkantswortels. Nou vierkantswortels is voorbeelde van irrasionele getalle wat as vierkantswortels is dat hulle kan nie volkome vierkante wees nie. So dit beteken hier staan eintlik 'n denkbeeldige tweeetjie hier. Ek kan nie hierdie getal onder hom met die eksponent 2 gaan skryf nie. Okay, wat gaan veroorsaak dat ek daai 2 daardeur kan gaan deel om die vierkantswortel weg te kry. So dis hoekom hierdie irrasionele getalle is, want hy gaan nie vir my 'n heel getal op die ou end kan gee nie. Goed, dan nog 'n voorbeeld is as dit 'n derde magswortel is. Nou hier's derde magswortel, sien julle die 3 staan daar voor. Ons wil hom nou wegkry, maar in hierdie geval kan ons nie, want jy kan hom nie as 'n volkome derde mag skryf nie. Daarso kan ek nie die eksponent van 3 kry om daardie 3 wat daar is uit te kanselleer om die derde magswortel weg te kry nie. So dis wat ek hier bedoel. So nou weet ons hierso 'n paar voorbeelde ook wat vir my sê hierdie is irrasionele getalle. Okay. Getalle wat ons nog gaan kyk na hulle eienskappe is reële getalle. Nou reële getalle julle sluit die rasionele en die irrasionele getalle in. Soos ek nou vir julle verduidelik het, rasionele getalle. Kom ons kyk bietjie. Rasionele getalle is my heelgetalle, maar hulle is breuke, né? Dit beteken my teller en my noemer moet almal heelgetalle wees. Dit kan 'n negatiewe getal, 0 of positiewe getal wees. Maar onthou, my noemer mag nooit 0 wees nie. Okay. So my rasionele getalle is alles heelgetalle, maar in 'n breekvorm. Dan kry ons nog by die reële getalle is my irrasionele getalle. En soos ek nou vir julle gesê het, die irrasionele getalle is getalle wat nie stop nie, hy kan nie as 'n gewone breek geskryf word nie, en saam met dit is dit ook dat hy kan nie repeterend wees nie. Goed. Die volgende enetjie se eienskappe is nie reële. Nou sien julle daarso, hy het 'n R wat ook soos by reële is, maar hy het 'n streepie daar wat vir my sê hy is nie hy bestaan nie. Okay, so daai streepie daar sê vir my hy bestaan nie. 'n Interessante ding wat ek hierso nou vir julle gewys het hierso, is dat 'n reële getal julle is 'n getal wat wel bestaan. Dit beteken jy kan hom definieer, jy kan hom uitwerk. Hy gaan op die ou end vir jou 'n antwoord gee, maar nie reële getalle julle bestaan nie. As jy hom kry, dan sê jy gewoonlik hy bestaan nie. Jou kalkulator of jou sakrekenaar gee vir jou 'n error en hy gaan vir jou sê dat hierdie getal het nie 'n antwoord nie. So dan skryf ons altyd sy antwoord as ongedefinieerd. Okay. As ons weer kyk, onthou wat ek vir julle gesê, die teller is bo, die noemer is onder. My noemer, julle kyk gou-gou hier, my noemer mag nie 0 wees nie. Julle het nie bene waarop hy staan nie. Okay, so onthou dit. Ek kan nie 'n 0 daaronder gaan skryf soos hier, kyk hierso. Ek kan nie 'n 0 daaronder gaan skryf nie. Hy het nie bene waarop hy staan nie, so hy is ongedefinieerd en hy is 'n nie reële getal as hy so staan. Okay. Dan -3, ek het al vir julle gewys hier, jy kan nie die vierkantswortel hier wegvat nie, so jy gaan nie antwoord kry nie. En as jy ook vierkantswortel -3 op jou sakrekenaar gaan uitwerk, gaan hy vir jou 'n error gooi. So dit is ook 'n nie reële getal. Wat jy wel kan doen met die 0 is 0 kan bo staan. 0 kan jou teller wees. En op die ou end 0 gedeel deur 'n getal is 0. Okay. Goed. As ons verder gaan,
gaan ek saam met julle nou 'n bietjie 'n voorbeeld doen, want julle moet vir my kan sê, as ek vir julle 'n getal gee, moet jy vir my kan sê, watter getalle groep val hy? Hy kan ook in meer as een val, okay julle? So onthou dit, hierdie enetjie kan in meer as een van hierdie getalle val. So ek gaan nou hierdie 4 saam met julle doen, en dan gaan ons kyk na die 5de enetjie. Goed, so kom ons kyk na die eerste enetjie. Die eerste enetjie, as julle daarso kyk en hierso kyk, hy het 'n kolletjie bo die 2. So wat beteken daardie kolletjie? Daardie kolletjie beteken dat daardie 2 is repeterend. Wat het ons geleer watse getalle is repeterend? Ons het geleer dat rasionele getalle is repeterend. Nou, hy stop eventually. So, minus 5,52 met 'n kolletjie bo die 2 is 'n rasionele getal. Saam met hom is hy 'n reële getal. Maar voor ek nou verder gaan, wil ek hê julle moet altyd onthou dat voor jy hierdie getalle vir my in die tabel kan antwoord, moet jy altyd eers hom gaan uitwerk tot sy eenvoudigste vorm. Okay, jy moet hulle altyd eers gaan uitwerk voor jy gaan weet watter ene val hy. Soos daai ene, ons gaan hom eers moet gaan uitwerk, so kom ons gaan werk hom uit. Hierdie is 'n derde magswortel. Julle, daar's 'n 3 voor die vierkantswortel en ons noem hom 'n derde magswortel. In hierdie voorbeeld sê dit vir my dat daar's 'n getal wat onder hierdie vierkantswortel moet kom, wat nou 'n derde magswortel is, wat die eksponent 3 kan kry. Want dan daai 3tjie voor gaan deur daai 3, die eksponent deel, wat dan vir my die getal gaan gee. So kom ons kyk, in hierdie geval is dit minus 2. Hoekom sê ek dis minus 2? Want minus 2, onthou my tekens ook julle, kan julle nog onthou die tekens, as ons werk met heelgetalle? Kom ons kyk hierso, 'n minus maal 'n minus, gee mos vir my 'n plus, onthou julle dit nog? So dis minus 2 maal minus 2 gee vir my 4. Nou het ek weer 'n minus, so 'n plus maal 'n minus gee vir my 'n minus, en 4 maal 2 gee vir my 8. So in hierdie geval kry ek die getal wat onder my derde magswortel is, sien julle? So minus 8 het ek nou gekry. So wat is my getal wat ek dan het wat my antwoord gaan wees? Dis minus 2. Alright, kom ons kyk na 3. 3 sê vir my vierkantswortel 12 op 4. Onthou julle wat ek gesê het, hier sit 'n beeldige 2tjie hiervoor? Kom ons kyk hoe ons hom gaan uitwerk. Oei, sorry, ek moet nog vir julle sê onder wat hy val, né? Jammer julle. Goed, hierdie enetjie, vir sy antwoord is minus 2. So wat is minus 2? Minus 2 is 'n heelgetal. Goed, minus 2 is 'n rasionele getal. En saam met hom is hy ook 'n reële getal. Okay, dan, nou kan ons na hierdie enetjie kyk. Goed, hierdie enetjie kan ons sê, ek kan hom nie gaan skryf. Ek kan nie 12 gaan skryf as 'n getal met 'n eksponent van 2 nie. Ek kan wel 4 gaan skryf met 'n eksponent van 2, maar jy moet hom bo en onder kan skryf. Goed, so hier kan ons nie 'n getal vind wat die eksponent 2 kan kry nie. So ons doen die volgende. Wat jy doen is, ons deel die 12 deur die 4 en dan gee dit vir ons die antwoord, vierkantswortel 3. En as ons vierkantswortel 3 gaan uitwerk julle, dan kry ons hierdie getal. Nou hierdie getal is die ene wat jy in die tabel vir my moet gaan invul. So kom ons kyk. Hierdie getal sien ons klaar. Hy stop nie, né? Stem julle saam? So, hy is 'n irrasionele getal. Maar hy is ook 'n reële getal. Dis hy. Kom ons kyk nou na hierdie enetjie. By hierdie ene staan daar 'n 4 voor hom. So hierdie noem ons 'n vierde magswortel. So kom ons kyk bietjie as ons hom moet uitwerk. Dieselfde reël geld by hierdie een as wat by hierdie ene geld, julle. In hierdie geval moes ek 'n eksponent van 'n 3 gekry het. In hierdie geval moes ek 'n eksponent van 'n 2 gekry het. So in hierdie geval moet ek 'n eksponent van 'n 4 kry. So kom ons kyk of ons kan. En hier het ek vir julle gesê dat ons kan nie, né? Hier kan ons nie 'n getal vind wat die eksponent 4 kan kry nie. So ons werk op ons sakrekenaar die getal uit. So 'n vierde magswortel 64 gee vir my 2,828433 of 3 en hy gaan nog aan. So hierdie getal is 'n irrasionele getal en hy's ook 'n reële getal. OK.
Hierdie enetjie het ek nou nie uitgewerk nie, want hy is actually klaar in sy eenvoudigste vorm. Sien julle dit? Maar hy is 0,17489. So vir hom kan ons sê, hy stop nie. So, hy is 'n rasionele getal en hy is 'n reële getal. Ok, kyk bietjie mooi na hierdie voorbeelde, want dit gaan jou regtig help om te sien dat jy moet eers elke enetjie eers in sy eenvoudigste vorm kry, sodat jy in staat kan wees om hierdie tabel in te vul. Goed, ek wil nog so 'n paar voorbeelde met julle doen. Ek wil weer die 4de magswortel met julle deel. Die 4de magswortel met julle deel. So kom ons kyk gou-gou. Hierdie 4 deel dat daar 'n getal 4 keer met homself vermenigvuldig moet word om die 4de magswortel weg te kry. Onthou julle, ek het dit nou vroeër ook vir julle gesê. Hierso beteken daar's 'n getal wat dan 4 keer met homself gemaal moet word. Nou, dis presies wat ek daar sê. Ek het nou die antwoord hier gegee, is 2 maal 2 maal 2 maal 2. En as ons hom dan nou sou skryf, om die 4de magswortel weg te kry, moet ons onthou dat daar 'n getal 4 voor die 4de magswortel staan, né? Die getal binne die 4de magswortel moet 'n eksponent van 4 kry. So, hierso het ek vir julle die voorbeeld gewys. 4de magswortel, as ons hom hierso skryf, daar's die 4, daar's die 2 en daar's weer 'n 4. Nou, so ek kan vir die getal 16 'n eksponent van 4 gee. Wat gaan gebeur is, daardie 4 gaan deel met die 4 binne die eksponent, wat dan gaan veroorsaak dat daai gaan wegval julle. En my getal, my finale eenvoudigste getal is 2. So hier wys ek vir jou hoe om die 4de magswortel weg te kry. Baie oulike tip, ek weet julle het dit al vroeër gedoen, maar hierdie is hersiening, so kom ons kyk of ons die volgende enetjie kan doen. Die volgende enetjie sê ek, om 'n vierkantswortel weg te kry, moet ons onthou dat daar eintlik 'n 2 daarvoor staan, né? Onthou wat ek julle vroeër gesê het, daar staan eintlik 'n 2 daarvoor. So, die getal binne die vierkantswortel moet 'n eksponent van 2 kan kry om die vierkantswortel weg te kry. Weereens, ek het nou gesê vierkantswortel 4. So 4 kan vir ek 'n eksponent van 2 kry, né? Dis 2 tot die mag 2. In hierdie geval gaan daai 2 wat voor staan deel met die 2 wat die eksponent is en my antwoord bly 2. So vir my om vierkantswortel 4 in my tabel te kan gaan skryf, gaan ek op die ou en die 2 gebruik om dit te doen. En 'n 2 is 'n natuurlike getal na julle, hy's 'n telgetal, hy's 'n heelgetal, hy's 'n rasionele getal en hy's 'n reële getal. Goed, so hier het ek jou nou gewys om die vierkantswortel weg te kry. Die volgende enetjie, yes, die reël vir die derde magswortel julle is presies dieselfde. So jy gaan ook 'n getal hieronder kry wat die eksponent van 'n 3 kan vat, waar jy daai 3 met die 3 van die eksponent kan deel en dan jou derde magswortel kan wegkry. So hulle werk op dieselfde reël. Goed, hier het ons nou 'n getal waar jy 'n vierkantswortel 15 op 3 het. Wat is my reël om die vierkantswortel weg te kry? Dat ek moet 'n eksponent van 2 by beide getalle kan kry om daardie 2 met hulle elkeen te kan deel. Nou as julle na hierdie kyk, dan gaan julle kan sien ons kan dit nie doen in hierdie geval nie, né? Want ek gaan nie vir daai ene of vir daai ene 'n eksponent van 2 kan kry nie. So wat jy dan doen in hierdie geval, is jy doen 'n normale deelsom binne jou vierkantswortel, wat sê 15 gedeel deur 3, wat vir my op die ou en die antwoord 5 gee. En dan die eenvoudigste vorm van hom is vierkantswortel 5, of jy werk dan met jou sakrekenaar die res uit, om dan te bepaal wat is hy. Ok, goed. Die volgende enetjie wat ons kry, is ek het 'n hakkie met 'n vierkantswortel binne in my hakkie, maar ek sit met 'n eksponent 2. So my eksponentwet, of my eksponentreël, om die hakkie weg te kry voor ek my vierkantswortel kan uitwerk julle, is dat ek vat daai eksponent buite. En ek maal hom met elke getal binne my hakkie. Dis die reël van die eksponentwet, né? Om my hakkie weg te kry. So kom ons doen dit. Ek het toe nou gegaan en ek het hom baas. So daar staan hy nou, sien julle? Nou, kyk nou hoe oulik is hierdie.
Daar's mos nou die 2 voor die vierkantswortel. So daai 2 moet ek nou deel met daai 2 om op die ou end wat te kry. So kyk wat het ek gedoen. Ek het toe nou gaan deel en op die ou end kry ek toe die getal 9. So goed. 9 kan ons ook sê is 'n natuurlike getal. Yes, hy's 'n heel getal, hy's 'n telgetal, rasionele getal en 'n reële getal. So 9 is hier sy eenvoudigste vorm. Ons is nou klaar julle, maar voor ek nou daar, so onthou hierdie goedjies julle, dat jy moet altyd kyk, veral as jy werk met vierkantswortels of derdemagswortels of jou vierde magswortels, om altyd te kyk wat jy eers binnekant moet doen, sodat jy jou vierkantswortel, jou vierde magswortel of jou derdemagswortel kan wegkry. En as jy dit nie kan doen nie, dan los jy hom of net so, of soos in hierdie geval het ons het met mekaar gedeel wat toe vir my vierkantswortel 5 gee. Ok, ons is nou klaar met die eienskappe van die verskillende getalle. As daar iets onduidelik is in die les, gaan terug. Daar's nou, jy gaan nou vir my die notas wat jy gemaak het bære, sodat jy dit weer kan gebruik. En dan met die daar's 'n les, daar's 'n les wat jy vir my moet gaan doen, wat jy 'n tabel moet gaan invul. Die les sal aangeheg wees in die description, so jy kan die les dan gaan doen, gaan vul die tabel in, gaan kyk of jy dit reg kry, gaan kyk of jy dit in sy eenvoudigste vorm kan kry, en so ook dan op die ou en die tabel vir ons kan invul om te sê. Dan wil ek ook vra dat julle asseblief my YouTube kanaal